Dierbare en getroue Hemelvader, ons is vanmôre baie dankbaar dat U ons hier by mekaar gebring het in die heilige tempel van aanbidding. Mag ons vanmôre waardig geag word om voor die heilige aangesig te verskyn. En vergewe ons sondes, Here, en wil U vanmôre hierdie boodskap aanneem. Ons bid dit in Jesus se naam en met danksegging. Amen. Ons skriftuur kan ons maar op die skerm sit. Hebreërs 12 vers 14 en 15. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. En pas op dat niemand in die genade veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Mag die Here werklik waar vanmôre vir ons saam sien terwyl ons saam bid. Baie dankie. Baie welkom by ons erediens vandag. Dit is goed om julle almal weer te sien. So herhaal dit, dit is goed om mekaar te sien. Dit is goed om hier te wees en om in aanbidding saam die Here te dien. Baie dankie ook Marius dat jy gekom het. Wilma dat jy saam met ons gekom het. En dan is hier 'n vreemdeling in ons midde. Broer, Martin, ek is blij om jou ook te sien. En Suster Veronica, ek dink jy gaan wegbly hierso, né? Daar is nie 'n manier nie. Baie welkom terug. En ons hoop jy gaan saam met ons hierdie dag ook geniet. Kom ons sit ons diens voor deur saam te sing. Ons staan waar dit moontlik is om saam met ons te kniel. Ons Vader wat in die hemel is, aan U behoort die lof en die aanbidding van ons harte. En ons wil die toestemming gee, Here, om in ons harte te doen wat reg en goed is vandag. Dankie dat U deur middel van die Heilige Gees ons aangeraak het om vandag hier te wees. Dankie Here vir die versekering dat U liefde ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. En ook dankie Here dat ons mekaar kan opdra in gebed. Waar het 'n wolk van gebede reeds opgegaan voor die troon van genade vandag. Here, ons het vir ons siekes gebid, ons het gebid vir die wat moeg geword het. En Here, ons het gevra dat U ons sal bystaan. En ons wag op U, Here. Dankie dat ons bedien kan word vandag deur 'n woord wat van U afkom. En mag die boodskap wat deur Broer Marius vir ons gebring word, diep ingang in ons harte vind. En dat ons gereedelik daarop sal reageer. Here, nie omdat ons wil nie, maar omdat U wil. Raak ons dan elkeen aan. Behoed en bewaar ons, versterk ons. En maak ons, gee vir ons die insig, sodat ons nie moedeloos sal word, as ons die tekens sien kom op hierdie pad van die lewe nie. Here, ons weet dat die aarde wankelrig is op hierdie stadium. En ons weet ook, Here, dat dit nie sal beter gaan nie. Maar dat solank dit met ons siele wel is, dan is dit wel met ons hele wese. Help ons om dan ook in hierdie dag die naam groot te maak en die lofprysinge saam met ons te dra, die hele week in, tot ons mekaar volgende Sabbat weer sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons Vader in die hemel, dankie vir hierdie offergawes en tiendes wat na U toe gebring is. Vra Here dat U dit asseblief sal seën tot uitbreiding van U werk in Jesus naam. Amen. Dit is vanmôre weer 'n besondere voorreg om saam met die Hoelemor gemeente te aanbid. Ek staan vanmôre daar buite met my rug daaraan in die parkeerarea toe en ek voel hier sulke snaakse arms, sulke tentakels wat hier om my kom. Toe is dit wat jou naam nou weer? Annemarie, amper sê ek Elmarie, Annemarie wat my hier 'n drukkie gee van agteraf. So ek het eers so 'n bietjie geskrik. Wat is hierdie gedoente wat my hier beet kry, maar dankie vir julle
vir julle warmte, vir julle liefde, vir julle glimlagte. Hier aanbid ek altyd lekker. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek is trouens taamlik op my gemak, dalk 'n bietjie te veel op my gemak, maar die preek is lank. Dis 'n lang preek, maar ek wil 'n kinderstorie vertel. 'n Kinderstorietjie. Wie van ons kinders eet avokadopere? Hier's van die ou kinders ook wat ook avokadopere eet. Maats oom was so 'n paar maande gelede in Johannesburg by my dogter en ek ontdek in die jaarte avokadopeerboom. Maar hy is reusagtig. Geliefdes, dis 'n groot boom. Die boom is so lank as wat die kerk lank is. En ek moet bo bykom. Maats en 'n kindie. Ek kan nie bo bykom nie en ek is ook nie meer 'n kind nie. En ek vat 2 aluminium swembadpype waar jy die bak aan sit my blare uit te skep, daai aluminium pype, en ek maak 2 van hulle op mekaar vas. En bo op hulle sit ek 'n besemstok. En bo op die besemstok sit ek 'n hak so lank as my arm. En toe gaan klim ek, mamas en papas, bo op 'n groot tafel. Kan julle julleself indink? Daai hak is so ver van my oë af, laat ek hom nie kan sien nie, behalwe as die son deurbreek agter die avokadopeerblare. Dan staan my kleinkinders, maats, onder, met 'n handdoek, wat hulle so oophou, die 4 punte, en ek laat hom kom af van bo. Want ons kry swaar in die baie, ons wil iets kry om op die brood te smeer. Is dit goed so? Is dit goed so? En die genot, moeders en vaders, wat ek het, broer Lou, om saam met my kleinkinders ietsie te doen. Maar weet jy wat? Terwyl ek hierdie 2 lang aluminiumpype aan mekaar maak, is my kleinkinders by verskil nog, met raad en daad. Maak so, oupa, maak so. En dan vat ek 'n bruik en dan ontdek hulle nog avokadopere wat ek nie kan sien. Oupa, kom kyk, ek het nog een gekry. Dan moet ek daar staan en soek, want ek wil hulle nie teleurstel. Hier kom die humor in die verhaal, nou hoor die humor. Ek is moeg vir bovril en peanut butter. En ek het skelm van die avokadopere gaan wegsteek. Daarvan niemand hulle kan kry. En ek het die volgende dag weer gegaan, ek het weer gaan avokadopere pluk en die kinders is in ekstase. Ons het hulle so in groepe verdeel, dat elke gesin so 20 kry, 30 kry. En myne is baie toe, en daar is 'n kleerling gesin in die kerk, en ek het vir hulle 'n paar gevat. En die vreugde wat die avokadopeer episode vir my was. Papas en mamas, as julle kans kry, doen iets saam met julle kleinkinders. Daar is baie dinge wat jy kan doen met jou kleinkinders, maar hierdie was 'n besondere voorreg. Geliefdes, dis 'n lang boodskap. Dis 'n kerkboodskap. Dis 'n huisboodskap. Dis 'n boodskap wat met liefde opgetrek is. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dit is nou daardie oomblik waar ek my onwaardigheid besef om hier voor te staan. Ek stel my nou beskikking, Here, vir U, dat die Heilige Gees oor my kan vaardig word, dat daar 'n boodskap sal kom wat eerste tot my hart sal spreek, en hopelik ook vir die gemeente baie sal beteken. Ek bid hierdie dinge in Jesus se heilige naam met danksegging. Amen. Nou, hierdie is nie 'n tydgebonde boodskap nie. Dis nie 'n boodskap wat
wat jy net sekere tye van die jaar, sekere tye van die maand, sekere tye van eeu of 'n dekade kan preek nie. Ek het hier geskryf in my notas, dis 'n boodskap wat jy kan preek vanaf Genesis 3 tot en met mag die vuile nog vuiler word, mag die onregverdige nog onregverdiger word. In hierdie hele tydvak bly hierdie boodskap splinternuut en van krag. Ek sê dit is nie 'n tydgebonde boodskap nie, want dit kon in die tuin van Eden al gepreek gewees het, en nou wil ek vir u wys wat direk na die sondeval gebeur het. There were hints and spots of resentment and animosity amongst the two in Eden. Their love for one another was already partially and minutely flawed and dented after they fell into sin. Die Edenpaar se emosies het verander. Hulle liefde was nie meer heilig en veilig nie, want jaloersheid en eie ekkigheid het begin ontkiem en wortel skiet. Maar voordat ek verder gaan, wil ek graag my boodskap se tema vir u noem. Ek het vergeet om dit te noem. Vreemde wortels. Vreemde wortels. Nou sê Jakobus 3 vers 16, waar afguns en selfsug is daar wanorde en allerhande gemeene dade. Adam en Eva was nie meer gelukkig soos voorheen nie. Dat ietsie ontwikkel tussen hulle. En dan begin ons met die boodskap onmiddellik. Onvergewensgesindheid bring bitterheid. In ons skriftuur vat Paulus sy geloofsmes en hy sny oop tot die diepte van hierdie kernsonde, die sielsverdonkerende sonde van bitterheid. Geliefdes, kom ons maak geen fout vanmôre nie. Ons, as mens, kan bitter word. Want die lewe jou alle kante toe klap. En jy beskuldig word en beledig word en te nagekom word, kan daar bitterheid in jou hart kom. Maar kom ons bring nou eers vir my nader na u toe. Ek wil by u kom. Ek wil nie hier uit die hoogte van die kanslaf daar na u toe preek nie, en hier na u toe preek nie, want daar is geen hoogmoed in my. Ek het nie attitude. Ek hoop u hoor wat ek sê. Myself. Was ek al in so 'n situasie van bitterheid? En kom ek vertel vir u. By my werk het ek 'n direkteur gehad, so ou lang hy, so bietjie langer as ek, met sulke krom skouers. En hulle het my gerenoveer. Ek gaan nie detail gee nie. Ek sê vir jou versie het my kop uit op, dan gaan jy weet waaroor dit gaan. Die Spreuke sê vir ons, daar in Psalm is hy Spreuke vir ons, uitgestelde hoop maak die hart siek, en ek het siek geword. Letterlik en figuurlik. En daar het woede in my opgekom hier in my binneste hier in 2006, 7 en 8, net voor my hartomleiding. En ek het gedog, wag, ek is 'n jagter. Ek het jaggewere by die huis. As ek met my bakkie kan ry, tot waar ek hom sien sit in sy kantoor, en ek vat my 243, en ek sit daai kruishaar hier op sy skouer neer, en ek trek net die sneller, laat ek hom net kwes. Verstaan nie wat ek sê? Laat ek hom net kwes, laat ek hom net renoveer, laat ek hom net seer maak, want my bitterheid en my woede het geen einde geken nie, maar die mag van die regering het my verhoed om te doen wat ek wou doen. Met die werk nou. Nou moet jy mooi luister, want ek praat oor myself. Dat ek net my bladsytjie omblaai. Geliefdes, sou die verseeling van die heiliges in hierdie tydperk van my verbittering en woede plaasgevind het, was ek verlore. Ek sou in my sielike toestand van verbittering en woede nie geskik wees vir die hemel nie, en ek sou dit nie gemaak het nie. Maar die Here het my gelei om eerder die pad van vergifnis te loop en my vry te maak. Paulus sê in ons eerste skriftuur in die oordenking, jaag die vrede na met almal. En dan sê hy elders,
sover dit van julle afhang. Leef in vrede, sover dit van julle afhang, dit staan so geskrywe. Ek praat met dierbare mense voor my, al ken ek julle nie persoonlik nie. Julle lyk na my broers en my susters. Hoor hierdie woorde. Mense glimlag en groet soms vriendelik, maar die bitterheid en onvergewensgesindheid lê velvlak. Geliefdes, daar is geen gevaarliker man, daar is geen gevaarliker vrou op aarde, as die een wat vir jou gryns lag, met 'n vals glimlag, maar die woede lê velvlak nie. Die vyand weet dat as hy jou en my kan besig hou met bitterheid, dan het hy ons veilig in sy sakkie. Ek bid vanmôre, terwyl ek met die boodskap voortgaan, dat u sal besef die boodskap van die Here. U gaan dit moet besef. Paulus praat in 2 Korintiërs 2 vers 15 en 16 van 'n aangename geur, of by implikasie 'n onaangename geur van bitterheid, wat in ons harte kan wees. Bitterheid lê ten wortel van hierdie doodsreuk, as ons vanmôre dit maar net wil besef. Verder sê Paulus, behalwe dat ons die vrede moet najag, moet ons heiligmaking najag, waar sonder niemand die Here gaan sien. Geliefdes, hierdie boodskap raak my. Paulus het geweet dat binne 'n hart van bitterheid en woede kan heiligmaking nie gedei nie, en die hart word koud en geestelik onbruikbaar. Die stem word stil. Die stemmetjie word stil. Die persoon wat hierdie vir my gestuur het, sit vanoggend voor my. Luister baie mooi. Being right is not worth broken relationships between yourself and others, and certainly not with the law. Peace is more important than having the last word. A humble heart listens better than a loud voice. It is a principle of wisdom linked to the fruits of the Holy Spirit. Relationships is never a natural death. It is always murdered by attitude, behavior, ego, ignorance, or an unconverted heart. Kom ons staan goed stil. Dit staan in die notas. Vir wie is jy op die oomblik dikbek? Vir wie kan jy op hierdie oomblik nie vat nie? Of ek? Dan is die boodskap vir jou en vir my. Wie in jou familie maak jou so kwaad dat jy die duiwel inraak? En jy moet vergewe, en is moeilik. Die boodskap is vir een van my vanmôre. Paulus sê hierso in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en nou sê hy, in ons pas gelees persie by implikasie, dat ons kan agterraak in die stryd en in genade, want hy het so pas vir ons gesê, pas op dat niemand in die genade veragter nie. Hier gaan eie en ek stil staan vanmôre. Ons kan agterraak in die genade van die Here. Dinge wat ek nie geweet het nie. Ek wil my hierby indink, geliefde broers en susters, dat iemand uit eie keuse tydelik onder die genade van die Here kan uitval, of eenkant lê, in volgehoue stryd en houding van bitterheid. Jy gaan nou verstaan wat ek sê. Die mens kan ook in sy gekoesterde onvergewensgesindheid die genade van God tydelik uitstel, of aanskuif, of verpas, en dit is wat een ek nie kan onvergewensgesindes nie. Neem kennis, wat die Here vir ons wil sê. Ek kan nie die versekering gee, dis nie my woorde nie. Ek het nie die potensiaal
om so 'n boodskap op te stel. Ek het dit nie, ek besit nie die ideaal, die potensiaal. The Man of Galilee, bladsy 120. Wie het daar die boek? The Man of Galilee. Die boek is besig om my lewe te verander. Religious acts that you perform are unacceptable to me, while between you and another person there lies a grievance. Drop everything. Go and set the matter right before you return for worship. Jy kan nie kom aanbid as jy nie reg gemaak het nie. Die boek sê, drop everything and go and make things right. Anders kan 1 Johannes 1 vers 9 nie vir jou en vir my in plek val nie. Wat staan in 1 Johannes 1 vers 9? As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dit kan nie in werking tree vir jou en vir my as ons in woede en onvergewensgesindheid lewe nie. Skree dan na Christus bladsy 182. Die vyand is gedurig besig om die weg tot die genade troon te versper. Deur woede en haat en onvergewensgesindheid. Ek vergeef jou, maar, nou kom, ek wil graag by u uitkom. Want julle is my broers en my susters. Kom ons vat vir broer Lou as 'n voorbeeld. Ek en hy het moeilikheid met mekaar gehad. En hy is die vuil goed wat verkeerd. Hy is vermooi. En ek kom en ek probeer regmaak. En broer Lou vat my hand. En ons maak dinge reg. Maar agter my rug sê broer Lou vir die mense, ek het hom vergewe, maar hy gaan sy pad uit wegbly. Hy laat my struikel op die pad na die ewigheid. Dan het broer Lou my nie vergewe nie. Luister mooi. Dan het broer Lou my nie vergewe nie. Hy het daardie barrier wat hy tussen my en jou in hom hou, 'n barrier wat vir hom en vir my uit die hemel uit gaan nou. Jy moet kennis neem wat ek sê, ons praat menslike dinge vanmôre, dinge wat sin maak en dinge wat in ons lewens gebeur en ons kan nie daarvan wegkom vanmôre nie. Dit gebeur maar net. Onvergewensgesindheid ontwikkel gewoonlik ook in die ryk teelaarde van 'n ontevrede en onbekeerde hart. Hoor hier. Ek is besig met 'n mandjie, 'n vrugtemandjie. Geldgierigheid val ook hieronder. Ons kan slawe word van geldgierigheid. Elke sent moet vermeerder word. Elke item moet in geld omgeskakel word. Come hello high water. Daar by ons is sulke mense. Maar ek net my asem terugkry. Ek het goed sê. Hulle is almal neseiers met dieselfde kleur en Satan hou hulle warm, want hy weet dit is sy broeisel. Kan jy hoor hoe praat die Here met my en met u vanmôre? Geliefdes, hierdie is nie 'n leë boodskap. Dis nie 'n leë boodskap. Kwaadspreking val onder dieselfde sambreel as onvergewensgesindheid en bitterheid. Hierdie dinge vind altyd aanklank by mekaar en voed mekaar onderlangs. Die Engels praat van blasphemy, wat kom van die Griekse woord blasphemio, wat insluit laster, belaster, kwaadpraat. Wanneer laas het jy en ek jou dominee beskinne, dat die siel hom nie kan afwas. Luister gou na my. Ek kom van 'n area waar dit gebeur. Ek herhaal myself. Wanneer laas
Het u en ek ons pastoor of ons dominee wat vir ons bedien in ons distrik en ons gemeente so sleg gesê dat die see om die kan afwas nie en hy weet nie 'n woord daarvan nie. Hoor wat staan nie geskrywe? Miriam het agter haar hand gepraat van Moses, die Here se predikant. En kyk wat het met Miriam gebeur. Ons vergewensgesindheid en bitterheid is Satan se juweelinstrumente om kosbare siele voor te berei vir die plek wat vir Satan en sy engele voorberei is. Dit beteken, geliefdes, dat ek en jy moet daagliks vergewe. Want die aanslag van Satan van onvergewensgesindheid is 'n volgehoue uurlikse projek met 'n afwaartse traject. Ons kan ook nie stuk vergewe nie. Nee. Paulus sê verder in ons oordenking dat daar nie by ons 'n gevoel van onrus verwek moet word en baie hierdeur besoedel word nie. Hierdie verskillende gemoedstoestande waarna ons vanmôre kyk, is Satan se gemoedsverfoeisels waarmee hy ons aan hom wil verbind tot die dood. Tot die dood toe. As Satan vir u en vir my kan besig hou met hierdie dinge wat ons vanmôre bespreek, sal ek en u dit nie maak nie. Ek hoor broer Lou sê amen. Ons gaan dit nie maak nie. Hy wil ons daaraan vaskneg by hom, tot die dood toe, of tot die genade deursluit, en dan het hy gewen, en dan sterf die Heilige Gees se stemmetjie weg, en alle rustigheid en kalmte en vrede is weg, en ons hoor nie meer die stem van die Heilige Gees nie. Ek lees vir hierdie volgende gedagte. Christ Object Lessons, bladsy 129 en 130. Often our hearts will burn within us, as he draws nigh to commune with us, as he did with Enoch. Then, this is the true experience of the Christian. There is seen in his life a simplicity, a humility, a meekness, and a lowliness of heart that shows to all whom he associates with that he has been with Jesus and learned of him. Kom ons kyk 'n bietjie na mekaar. Ons kyk gou na mekaar. As ek jou in die dorp raakloop, en jy weet nie van my nie, wat sien ek? Verstaan jy wat ek sê? As julle my in die dorp raakloop, en julle sien, ek sien julle nie, wat sien julle? Your facial expression tells whether there's peace in your heart. En wanneer ons hierdie dinge dra, sal daar nie vrede op ons gesigte te lees wees vir die wêreld daar buite nie. Ek lees vir die Filippense 4:7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou gaan ek die mandjie volmaak. Hoogmoed en eie waan en beterweterigheid en kritiek is trekdiere vir dieselfde wa van emosies en situasies wat ons vanmôre sover bespreek het. Daar's niks erger in die lewe as hoogmoedige mense nie. Wat sê die Bybel? Oor hoogmoediges? Hoogmoed kom voor 'n val. Die Here sê in die woord, hy verdra die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Genade. Geliefdes, ek is 'n eenvoudige mens, maar met 'n hoogmoedige mens kom dit nêrens nie. Ek kom nêrens met hulle nie. Ek stap hulle. Wanneer ek en jy gedurig ons wil, ons voorkeure en ons voorstelle wil daar deurtrek en dit gebeur nie. Dis waarom in kerksituasies volg die emosionele toestande wat een ek vanmôre behandel.
Het jou iemand gesien wat vanaand wil hê sy saak moet wen? Kom ons kuier 'n bietjie by mekaar. In 'n huwelik waar die een van die twee gedurig die laaste sê wil hê, moeilikheid. In die kerk ook, moeilikheid. Hierdie is nie my woorde wat ek nou vir julle lees nie. Dit kom uit Langkloof uit. Onvergewensgesindheid word 'n pyn vir jou siel en my siel, juis wanneer dit vertoetel word, terwyl jy moet aanskou hoe jou party wie jou reeds vergewe het, op was in Christus en jy lê nog aan krul in jou woede, soos 'n verspiewende berg. Weet jy wat se pyn is dit? Bewaak jou vrede. Nie elke argument verdien jou tyd nie. Nie elke familielid of kerklid maar het verdien jou stem nie. Vrede is duur. Bestuur dit wyslik. Ek kom terug na die begin van my boodskap. Geliefdes, om van die Here se genade te ontval, blyk gelyklopend te wees onder onvergewensgesindheid met iemand wat jy aan die dood afstaan, want dit is net tydelik. Want jou geestelike groei stop net daar. Jy vorm nie 'n duim nie. Al sing jy hoe mooi in die kerk, al bid jy hoe mooi in die kerk, jy vorder nie 'n duim op die pad van heiligmaking nie, want jy lewe 'n lewe van onvergewensgesindheid en bitterheid. Die vraag wat ek vanmôre hier wil vra is, hoe ontval ons dan van die Here se genade? Hoe gebeur dit dan dat God se genade my en jou kan misval, en wat staan ons te doen? Jy en ek het vanmôre kerk toe gekom. Gevaarlike ding. Dis 'n gevaarlike ding om kerk toe te kom, terwyl u en ek in 'n onvergewensgesinde situasie onsself bevind. Ek gaan vir u lees. U en ek kan nie godsdienstaltaar toe met 'n onvergewensgesinde hart en verbitterdheid nie. Jy kan nie godsdienstaltaar toe nie. As ons Sabbat by die offeraltaar kom, moet ons eers gaan regmaak. As u en ek wil hê, ons gebede moet soos wierook deur Jesus aan die Vader opgedra en voorgehou word, moet ons eers gaan regmaak. Is daar 'n amen? Eers gaan regmaak. Steps to Christ, page 97. If we expect our own prayers to be heard, we must forgive others in the same manner and to the same extent as we hope to be forgiven. Geliefdes, jy en ek kan ons knietjies deurbid. En ons gaan nie vryspraak ontvang nie, want ons lewe in onvergewensgesindheid teenoor ander. As ons tot God kom, skree dan na Christus bladsy 84, om seëninge vra, moet daar 'n gees van liefde en vergewensgesindheid in ons harte wees. Dan eers word ons gebede die Here aangeneem. Nou wat is die skade? Wat is die skade van onvergewensgesindheid? Ek wil nou baie sekuur op my notas bly. Binne 'n hart wat onvergewensgesindheid koester voordat ons gaan slaap, kan u en ek die volgende môre nie met Christus se beeld versadig word as ons wakker word nie. Hoekom? Jy het gisterand met Satan se beeld in jou hart gaan slaap. Ek vergewe hom nie. Ek vergewe haar nie.
Jy kan nie met Christus die beeld versadig word as jy die volgende môre wakker word nie. Dit lewer geen dividende vir die hiernamaals op nie. Dis baie diep woorde, geliefdes. Hier staan geskrywe in Galasiërs 5:14. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode van onvergewensgesindheid en Christus sal oor jou skyn. As u vanmôre die versoenende gelaat van Christus wil sien, vergewe ander. Is dit goed so? Vergewe ander. Ek skryf hierso, wat is die oplossing dan? Geliefdes, daar is sekere dinge wat jy en ek moet groet. Ons moet kobai sê. Ons moet kobai sê. Daar is sekere dinge wat ons moet begrawe, vaarwel toeroep, anders bly ons in geestelike limbo. Geliefdes, ek kan nie vanmôre vir u sê, hoe belangrik hierdie boodskap vir my is. Vir my. Nou kom ek gee vir u die oplossing. Ek gaan probeer om dit uit my kop uit te gee. Kan ek dit probeer doen? Dan sê u vir my, waar kry ek dit? Neem my gevange, Heer, dan word ek waarlik vry. As u vir my die swaard hanteer, sal ek oorwinning kry. Ek sink weg in die sluit, as ek alleen wil staan. Maar as ek voor u krag besoek, dan God ek sterkte aan. Waar staan dit? Sê geweet? Ek glimlag nou, want dit is vir my lekker om dit met u te deel. Dis lied 232. Nou moenie daarna blaai nou nie iets hoor wat ek hier gesê het. Raker woorde kan ek nie vir u gee van hierdie kanslag nie. Nog een van die oplossings. Do not neglect prayer, for it is the religion of the soul. With earnest prayer, plead for purity of soul. Plead as earnestly as you would, for as your mortal life were at stake. Ek sit in preekwerk en voor my rekenaar en ek kan nie so tik nie. Ek tik so. Een vingertjie. So. So nou kan u weet hoe lank 'n preek vat. Terwyl ek preekwerk, my foon lê langs my. Kom met die boodskap weer. Die persoon weet nie ek preek nie. Let us enter the new year with a clean record. Let faults be corrected. Let bitterness and malice be uprooted. Terwyl ek preekwerk, kom die volgende boodskap na my toe. Van 'n Engels sprekende persoon. Let the remnant destroy every fiber of root of bitterness, burying them in the grave of the old year. Iemand stuur dit vir my. Weet nie ek daar preek nie. Vergifnis bederf die vyand se plan om jou verhouding met die Here te vernietig. Dit ontwapen die engel van bitterheid, nooi die vrede van God uit en bring genesende krag na jou siel. Dit is mooi. Wanneer ek preekwerk, dan is ek bewus van die Here se teenwoordigheid. Ek is bewus van die Here se teenwoordigheid. Soos wat ek op die kant staan, bewus is van die Here se teenwoordigheid. Ek wil hom bedank vir hierdie heilige oomblik wat hy vir ons skenk. Geliefdes, en wanneer ons dan vergewe het, gaan die pad na die allerheiligste, na die troon van die Vader opnuut vir my en vir jou ook. Hy was net nou toe. Moenie 'n fout maak nie. Die engele jubel en strome van vrede, vreugde en blydskap verlig die siel en jy en ek kan die pad van heiligmaking hervat
Dis dan die opwekking en die herstel van die Here se genade wat ons vroeër dalk in die boodskap ontvang het. Ek hoop dat u die krag van vergifnis sal aankry. Geliefdes, ek is nie bereid om op my ouderdom van amper 70, is ek nie bereid om met enige iemand in onmin te verkeer. Niemand. Ek en my vrou het soms woorde, en ek gaan nou vir u sê, weet u hoe vinnig maak ons reg? Nie omdat ons goed is nie. Weet u hoe vinnig maak ek en Wilma reg? En die mooi van ons verskille is, ons vra albei ewe hard om vergifnis, en ons aanvaar altyd 50-50 share. Vra vir Wilma. En dan is dit nog lekker ook om weer met die anti-vrede te maak. Dis lekker. Geliefdes, die boodskap het ten einde gegaan. Hier is my slotgedagte. Mag u en ek, waar ons bevind, as gelowiges, onder mekaar vrede hou. Veral nou. Mag die Willowmore gemeente onder mekaar reuk van die lewe versprei. Mag die Here oor u die wag hou. En ook oor my die wag hou. Tot ons mekaar weer sien. Baie dankie, Marin. Dink jy moet vir elkeen 'n afskrif maak. Maar ons gaan huis toe met die volle wete dat ons in Jesus se arms rus.